Ek weet nie wie van julle nie, maar wanneer ek, as daar, ons het vir mekaar verlede week gesê, ons vier gewoonlik 2 maniere verjaarsdag. Die eerste manier is met roomys en koek en kersies, en dis wat julle nou gaan doen. Ons vir julle elkeen, ek dink ysie wat ons gekoop het, ons probeer dit net nog gefries hou in die ete. So sal dit dan nou lekker kry. Maar die ander manier hoe ons verjaarsdag vier, is om 'n bietjie terug te kyk na wat die Here vir ons gedoen het, en ook om te kyk na waar die Here ons heen roep. Wat roep die Here ons vir 5 jaar van genade? Waarheen roep die Here ons? Wat wil die Here met ons doen vir die volgende 5 jaar? Of wie is ons? Kom ons herinner onsself, wie is ons as kerk? En vandag wil ek so met ons chat oor, ek dink seker een van die grootste calling wat elke gelowige het. Een van die grootste callings wat elke gelowige het. Jesus, toe hy gesterf het, aan die kruis het hy gesterf, en hulle het hom begrawe, en na 3 dae het hy weer opgestaan, en hy het gelewe saam met die disippels, en net voor hy opgevaar het hy 11 van die disippels vorentoe geroep, nader geroep op 'n berg, en hy het hulle hierdie groot opdrag gegee. En ek wil vanmôre met hierdie chat oor hierdie groot opdrag, en hierdie groot opdrag is in Matteus 28, vers 19 tot 20, hoor wat sê hy? Daar sê, gaan dan na al die nasies. So met ander woorde, dis Jesus se laaste woorde op aarde. So ek dink is pretty belangrik. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En ek is by julle tot al die dae van die volëindiging van die wêreld. Hoor mooi. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dit was ons groot opdrag. Die laaste woorde van Jesus, net voor hy opvaar na die hemel toe, kom hy en hy sê, hey, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. En ek het die woord gaan, so 'n bietjie in die Griekse woord gaan opsoek, en dis die woord poreuomai. Dis 'n mooi woord, né? Poreuomai. Ek sê altyd universiteit, ek het dit altyd verduidelik op universiteit, as hulle gehoor het ek het teologie geswaar, en hulle altyd my gevra, kan ek Grieks praat, en dan het ek sulke cool woorde gegee op Grieks, en dan die meisies gedink ek's mooi. Maar dan, en dan het ek altyd sulke Grieks woorde. So, as jy nou dink dis mooi, hier is hy, poreuomai. Jy weet, wat eintlik die woord beteken, is vertrek op reis. Dis in Afrikaans is dit 'n teenwoordige deelwoord, en dan gaan ek nou vir jou verduidelik wat 'n teenwoordige deelwoord nie, maar die woord is nie soseer 'n werkwoord om te sê gaan nie. Dit is eintlik die vertaling is eintlik soos jy lewe doen. Poreuomai. Soos jy lewe doen. Soos jy gaan, soos jy op reis is, soos jy by die werk is, soos jy na die gym toe gaan, soos jy gaan, maak disippels van my nasie. Nou baie mense dink om disippels te maak, moet jy jou goed vat en jy moet oor see gaan trek en jy moet daar gaan werk onder die Pakistanners of wat ook al om disippels te maak. En weer eens, as die Here jou daarvoor roep, please go. Kan nie dit ongehoorsaam wees nie. Jy moet dit doen as die Here jou geroep het. Maar Jesus se woorde hier is eintlik soos jy lewe doen. Soos jy lewe doen. Soos ek en jy elke dag, môreoggend opstaan en ons lewe doen, kom ons maak disippels. Om dit te verstaan, gaan ons eers seker moet na mekaar kyk en mekaar in die oë kyk en sê, okay Erik, maar wat is 'n disipel? Want 'n disipel is meer as net 'n ou wat sy hart vir die Here gegee het. 'n Disipel is meer as net 'n kerkmember, 'n lidmaat. 'n Disipel is meer as net 'n ouer wat sy kind drop by die kinderkerk en weer waai. 'n disipel is meer as net iemand wat stiker op hulle kar het om te sê, I belong to Jesus. Dis meer as dit. Sien, 'n disipel is 'n leerling. 'n disipel is 'n volger. 'n disipel is 'n aanhanger van iemand. Ons nog genoeg in die Nuwe Testament. In die vroeë kerk is hulle begin om te noem, die mense wat in Jesus begin glo het, is genoem eintlik Christianus. Wat eintlik beteken klein Jesus, wat nou vertaal kan word na klein Jesusse. So met ander woorde, Jesusies. So met ander woorde, mense sou gesê, julle dink nou weer, julle is hierdie klein Jesusies. Dis eintlik die woord, en toe later het hierdie Christiano woord verander na die woord later genoem word, soos ons hom ken, disciples. En 'n disipel is iemand wat 'n rabbi gevolg het. Disipel is iemand wat 'n aanhanger was van iemand anders se lering.
van iemand anders se teachings. Hierdie disipel het iemand gekies en dan het hom gevolg en 'n aanhanger van hom gewees en by hom geleer en gesê, ek wil graag soos jy wees en ek wil by jou leer, alles wat jy ken en al jou wysheid en al jou goeders wil ek by jou soos jy wees. Eintlik, as ek daaraan gedink het, dan dink ek in die Ou Testament kry ons Elisa en Elia. Elia wat gesê het, ek wil soos jy wees. Ek wil leer wat jy leer, ek wil hê wat jy leer, inteendeel het hy gesê, ek wil 'n dubbele porsie hê van jy, ek wil alles, ek wil soos jy wees, leer my. Ek wil 'n disipel van jou wees, ek wil alles van jou hê. In die Nuwe Testament sien ons vir Paulus en Timoteus. Timoteus wat vir Paulus sê, Paulus, ek wil soos jy wees, Paulus. Ek wil alles wat jy leer, alles wat jy ken, alles wat jy doen, wil ek soos jy wees. Ek wil alles, ek wil soos jy wees. So met ander woorde, die eintlike fondasie van disipelskap, eintlik fondasie van ons boodskap vermoere is, om 'n disipel van Jesus te wees, moet jy ook disipels van Jesus kan maak. Om disipel van Jesus te wees, moet jy 'n disipel van Jesus kan maak. Beteken dit, jy moet jou liefde vir Jesus ook met ander kan deel. Met mense wat hom nie ken. As jy 'n dokter is, moet jy al ewig 'n geleenthede soek om mense disipels van Jesus te maak. As jy op hoërskool is, moet jy al ewig geleenthede soek waar jy mense kan disipel en waar jy disipels kan maak. As jy 'n huismamma is, moet jy al ewig geleenthede soek oor waar jy ander mammas wat ook huismammas is, kan disipels maak. As jy coach is, moet jy altyd 'n geleentheid soek om kinders en mense disipels te maak. Soos jy deur die lewe stap. Soos jy gym toe gaan, moet jy geleenthede soek om disipels te maak. Soos jy by die werk is, soos jy by die winkels is, soos jy waar ook al jy gaan, moet jy altyd geleenthede soek om disipels te maak. Maar hier is die hartseer ding. Die hartseer ding is dat in meeste kerke word daar nie meer disipels gemaak nie. In meeste kerke het ons hierdie nuwe model ontwikkel van julle kom, die band sing 'n bietjie, ons klap 'n bietjie hande, ons lig ons handjie, ons check wat alles doen en dan stap ons uit en nothing changed. Ons stap net uit by die deur en ons gaan net aan, maandag, ek sal maar weer Sondag terugkom en ons gaan net aan met maandag. Dis ongelukkig die slegte model van kerke. Mense sê, ja, maar die kerk moet my disipel. Maar ons vergeet dat ons almal hier vermoere saam is eintlik die kerk. So ons behoort eintlik mense te disipel. Ons moet eintlik, as ons regtig die kerk wil wees en die opdrag wil doen, moet ons eintlik mense disipels. Jy wat daar sit, vermoere individueel behoort eintlik al ewig geleenthede te soek om mense te disipel. Ons het hierdie miskonsepsies wanneer dit kom by dit. Dis ouens wat se hart vinnig klop en sê, okay Erik, maar ons het hierdie twee miskonsepsies. En die eerste miskonsepsie wat ons het is dat ek is nie gereed nie. Erik, ek is nie gereed om ander mense te disipel nie. Erik, ek ken nie die Bybel nie, ou. Ek is nooit goed genoeg. Ek weet nie hoe ek ander mense die Bybel gaan leer as ek nog self sukkel om die Bybel te leer nie. Ek weet nie hoe om ander mense te leer bid as ek nog self sukkel om te bid nie. Erik, ek dink nie ek is goed genoeg nie. Ek dink nie ek is goed genoeg om mense te disipel nie. Ek dink nie ek is slim genoeg om ander mense te disipel nie. Erik, ek is net nie gereed om ander mense te disipel nie. Ek wil vanmôre die geleentheid gebruik net om jou gedenke so 'n bietjie te refrein. Want disipelskap is altyd gebou op die woord van God. Hoor mooi, ek sê dit baie duidelik. Disipelskap is altyd gebou rondom God se woord. Maar dit hoef nie gelimit te word tot net Bybelstudie. Hoor mooi. Dit is altyd gebou rondom die woord van God. Maar dit het nie gelimit te word om te sê die enigste manier hoe ons ander mense kan disipel is net deur Bybelstudie nie. Want het jy geweet dat jy ander mense kan disipel deur, jy kan ander mense se huwelik waarin hulle probleme het, kan jy help om met hulle mekaar koffie te drink en net weer te sit en te sê, luister, dis hoe ons in ons huwelik doen. En dalk het julle weer mekaar net ander. Het jy geweet, disipelskap kan wees dat jy kan iemand anders te help om hulle geld beter te verstaan en goddelike Bybelse beginsels te voltooi of te doen in hulle finansies.
Het jy geweet dat jy iemand anders kan disipel as ouer met ander kinders en ouers wat dalk foute maak wat jy dalk al gemaak het en jy al geleer het en jy hulle kan kry en sê luister, kan ek jou wys wat ons gedoen het met dieselfde probleem en so disipel ons mense. Sien soos jy lewe doen. Soos jy om die braaivleisvuur staan, soos jy om die tafel sit en eet, kan ek en jy disipels maak van Jesus. Ek wil 'n game vanmôre speel. Ek wil 'n game speel. En dit is eintlik 'n baie eenvoudige game wat ek gaan speel vanmôre. En elke keer as jy 'n ja antwoord, wil ek hê jy met jou hand opsteek. Dis eintlik al. So 'n maklike game, okay? So ek gaan 'n paar vrae vra. En as jy dan ja sê, dan wil ek net hê jy met jou hand opsteek. Okay, hier gaan ons met die paar vrae. Wie van julle sal vanmôre kan ja antwoord dat jy het nie 'n perfekte huwelik nie, maar dis redelik solid en jou huwelik groei daarom elke dag so bietjie. Hande op, wie sal sê ja? Daar's hy, redelike mense. Okay, die van julle wat nie hande opneem kan, jy's single. Okay, wie van julle, hier is 'n ander vraag. Wie van julle kan sê, okay, jy weet, by die werk, by die skool, weet meeste van die mense, ek is 'n Christen. Hande op. Okay, redelik meer van. Okay, great stap. Okay. Wie van julle, volgende vraag. Wie van julle gaan sê, wie van julle sal sê, Erik, jy weet, ek het 'n redelike basiese beginsel van gebed. Ek weet nie alles nie, maar ek weet so 'n bietjie van gebed en ek weet daarom dat God gebede beantwoord. Nie altyd ja dadelik nie, maar hy antwoord gebede. Enigiemand? Meeste van julle. Okay, great stap. Wie van julle sal sê, ek ken nie altyd die Bybel nie en ek ken nie die Bybel heeltemal so great nie, maar jy weet ek het 'n storie of twee wat ek al ken en ek het daarom al geluister as ek die boodskap gee, dan het ek daarom al hier en daar 'n versie gevang. So ek het 'n 101 beginsel oor die Bybel. Hande op, wie van julle? Alright, okay, baie. Wie van julle sal sê, eers Erik, my kinders is nie heeltemal perfek nie, maar ek weet ek het genoeg foute gemaak om ander ouers te leer om nie dieselfde foute te maak nie. Hande op? Ja, bietjie minder, alright. Okay. Right. Wie van julle sal antwoord sê, ek het nog so 3 vrae oor. Wie van julle sal antwoord sê, weet jy wat, my finansies is nie altyd goed nie, maar man, ek het al geleer hoe om uit skuld uit te kom en ek het daarom al geleer hoe om Bybelse beginsels te volg en ek is redelik vrygewig wanneer dit kom by finansies. Enige iemand? Bietjie minder, great stuff, okay, great stuff. Right, hoeveel van julle sal sê, eers Erik, ek is seer gemaak al in my lewe en mense het my al seer gemaak, maar as gevolg van die krag van die Heilige Gees het ek daarom al genesing gekry, vryheid gevind en ek kon daarom al iemand in my lewe vergewe. Hande op? Meeste, okay. Hier is die laaste vraag. Hoeveel van julle is verseker, sal jy kan verseker vanmôre hier sê, is 'n gelowige van Jesus? Okay, as jy nog nie hand opsteek nie, ons gaan nou geleentheid gee. Alright, as jy ja gesê het op een van daai, kan ek gou vir 'n oomblik hê jy moet staan? As jy ja gesê het op een van die vrae, maak nie saak of jy net vir een ja gesê het nie. Kan ek gou vir 30 sekondes met jou praat wat staan? Net 30 sekondes gaan ek weet dat jy sit. Hoor mooi, hoor mooi. Elke liewe een van julle wat vanmôre hier staan, jy, as gevolg van die feit dat jy ja gesê het, is geroep deur God om disippels van Jesus te maak. Hoor mooi, as jy ja gesê het vir een ding, het sy dit huwelik, finansies, kinders, wat ook al is geroep deur God om disippels te maak van Jesus. Voel dit vanmôre, embrace dit vanmôre. Want jy het hierdie miskonsepsie dat jy is nie goed genoeg nie. Ek sê vir jou, die feit dat jy vanmôre staan, beteken dit dat jy is goed genoeg en jy is geroep deur God om disippels te maak van Jesus. En daar is mense rondom jou geplaas in jou werkswêreld, in jou huisomgewing of waar ook al, rondom jou geplaas vir jou om te disipel, op te bou, te bemoedig en om hulle terug te help Jesus toe. En jy het al die ervarings, as gevolg van die vraag wat jy geantwoord het, jy het al die gawes en jy het die woord van God om disippels te maak van Jesus. Amen. Nou, as jy bo 50 is, bly staan, die res sit. Bo 50. As jy vanmôre bo 50 is, ek weet nou, hoor nou, ek ken julle nou, oom en tannie. Kom ons chat hier, hoor. Want die stupidste ding wat ek uit julle monde uit hoor, en ek praat nou met julle reguit, die stupidste ding wat uit julle uit monde uit hoor, is, ja Erik, jy het 'n jong kerk en ek is te oud genoeg en God kan my lankal nie gebruik nie. Dis die stupidste ding wat ek al in my lewe gehoor het van julle. Okay? En ek wil vandag met julle praat. Dit vandag met julle praat.
Want langs jou en voor jou en agter jou is al klomp jong mense vermoere wat gebly sit het, wat jou nodig het. En ek in hierdie kerk het jou nodig om 'n disipel te maak van Jesus. Kan nie al die werk doen nie. En ek het jou ouer mense nodig, bo die ouderdom van 50, met al die ervarings, al die dinge, lewe het al hulle 'n paar klappe gegee. En as jong mense langs jou, wat nodig het dat jy hulle disipel. En dis hoekom ek vandag nog met jou wil gepraat het. Ek wil met jou praat, want baie van julle dink dat God kan my nie meer gebruik nie, ek's te oud. En God kan my nie meer nie, want hier is 'n jong kerk. Nee, oom en tannie. Ek het jou bitter nodig in hierdie kerk. As dit nie vir jou was nie, dan dink ek sou die kerk nooit 5 jaar geword het nie. As gevolg van jou en die Here aan my kant, het ek jou bitter nodig vandag. Right, ek sê dit hierso mooi, ek het hier neergeskryf. Titus het die ouer vrouens gevra om die jong vrouens te help. En ek dink daar's 'n klomp jong vrouens wat hier gesit het vermoere, onder 50, wat julle ouer vrouens nodig het om hulle te help. Want hulle weet nie om te cope nie, hulle weet nie om hulle kinders reg groot te maak nie, en julle is al deur dit. En hulle het julle nodig. En ek praat met die manne hierso. En ek sê daar's jong manne langs jou vasgevang in nonsens. Hoor mooi, in nonsens. En jy is al mooi oud genoeg, jy het nie meer tyd vir nonsens nie. Maar daar's jong manne langs jou en voor jou wat nonsens doen. En ek het nodig dat jy hulle disipel. En ek kan nie by almal uitkom nie. Amen, oom, tannie. Julle kan maar sit. Mannetjie. Kerk, ek en jy is geroep om disipels te maak van Jesus. Embrace dit. Moenie vermoere hierdie geleentheid mis nie. Moenie dink jy's te oud nie en moenie dink jy's te jonk nie. Jy is geroep vir 'n disipel. Tweede ding, tweede miskonsepsie wat ek hier dink, is ek het niemand nodig nie. En baie van ons het hierdie miskonsepsie. Nee, ek het niemand nodig om my te disipel nie. Ek kan nie die benefit sien van iemand nie. Eerlik, ek het nie iemand nodig om vir my te kom sê wat om te doen nie en hoe om te doen nie. Ek is die baas van my eie company. Niemand sê vir my wat om te doen nie. Ek is die baas van my huis. Niemand sê vir my wat om te doen nie. Ek het nie dit nodig nie. Ek is goed genoeg, nes ek is. Dis 'n miskonsepsie. Want ek wil vanmôre so 'n bietjie kom argumenteer dat hoe beter jy wil word of hoe beter jy is, het jy eintlik baie meer gespesialiseerde mense en hulp nodig sodat jy nog beter kan word. Ek weet nie wie van julle nie, ek het 'n klein Mahandro, hy's graad 1 wat rugby speel. Daar's net een coach, want al wat lekker is, hulle harde paal toe en terug en hulle love it. En daar's net een coach nodig. Maar jy sal weet dat as jou kind in die hoërskool kom, is daar nie net meer net een coach nie, daar's dalk 2 of 3 coaches. Want dan kort die kinders bietjie meer gespesialiseerde afrigting. Maar kom ons gaan kyk na die bokke. Sien, die Springbokke het ek hier neergekry. Hulle het 'n hoofafrigter, hulle het 'n agterlyn afrigter, hulle het 'n voorspeler afrigter, hulle het 'n verdedigingscoach, hulle het 'n aanvallende coach, hulle het 'n sielkunde, hulle het 'n fisioloog, hulle het 'n fisio, hulle het 'n dieetkundige en 'n skopafrigter. Hoekom? Want die ding is, hoe beter hulle wil word, hierdie spelers is op so next level dat hulle kort beter gespesialiseerde afrigters om enigsins beter te raak. En ek sê dit vanmôre, want as jy kerk 'n beter leier wil word, het jy ander beter mense rondom jou nodig om ander te help. Is julle right hier so ouens? Paramedic, ek dog wat iets gebeur. Alicia, dat double check hier daar. As jy wil 'n beter pa word, het beteken dit dat jy 'n beter pappa nodig, wat die ouens wat nou net gestaan het, wat my en jou in ons lewe wil kom en sê luister die Here, kan ek jou wys hoe 'n beter pappa te wees? Want by the way, jy geweet, ek het ook nodig om 'n beter pappa te wees. En ek het mense soos julle nodig wat sê, Here, kom ek sê vir jou hoe doen dit. As jy 'n beter lewe wil hê, as jy 'n beter mamma wil wees, as jy 'n beter leier wil wees, het jy mense bo jou nodig wat beter jy as jy is, om jou te kom leer. Kyk, ek het steeds vandag nog mense wat in my lewe inspreek, wat baie beter en meer suksesvol, as jy dit nou so kan sê, kerke kan hardloop, wat baie keer my bel en sê, Erik, luister, kan ek jou help met hierdie? As ek iets struggle en ek sukkel, dan gaan ek na hulle toe en sê, luister, help my, want jy het al die pad gestap. Vir my en jou om 'n beter impak te maak, beteken dit dat ons moet na 'n beter iemand toe gaan. En dis 'n Bybelse model. Kyk na Paulus en Timoteus. Ek meen, Paulus was die geestelike vader vir Timoteus. En Timoteus was een van die geestelike seuns wat wou leer en wat wou luister en wat wou beter word. En wat sê Paulus? Gee my alles wat jy het, want ek wil soos jy wees. En ek dink almal van ons kerk het 'n Paulus in ons lewe nodig, iemand bo ons wat in ons lewe inspreek om ons geestelik te kan lei.
om ons iemand vir ons te kan help prakties, of te het sy dit nou vaderskap, ouerskap of werk is. Maar ek dink almal van ons het ook 'n Timoteus nodig. Iemand wie jy vat op hierdie stadium en leer. Wie jy sê, wie kan ek in belê? Waar kan ek my tyd vir 'n jonger ouetjie gee? Waar kan ek iets doen om vir iemand iets te leer? En weet nie van julle nie, maar in hierdie gemeente, by the way, sommer net vir interessantheid, die beste plek om dit te kan doen is in 'n selgroep. Ek weet nie of jy geweet het nie. Maar in 'n selgroep kry jy Timoteus en Paulus as 'n klomp van hulle. Dit is 'n plek waar mens leer. 'n plek, selgroep is 'n plek waar jy een keer in 'n week by mekaar kom en een keer in 'n week sit en jy gesels en jy kuier en partykeer doen ons nie eens Bybelstudie, partykeer praat ons net oor lewe. Ek is in 'n selgroep, ek is nie 'n selgroep leier en ek is 'n selgroep member. Dis mense bo my in selgroepe. Ek gaan na my maandag selgroep toe, ek is nou op Dinsdag. Dinsdag selgroep toe. En Petra en Ian is my leiers. Het hulle gesê, hulle praat in my lewe in en is my Paulusse om my te help sodat ek weer op Sondag kan kom en met julle kan chat. Kerk, is dit nodig. Almal van ons kort 'n Paulus en 'n Timoteus. En dis nie wat gebeur in kerke nie. Ons sit hier in die kerk en ons klap hande en dit gaan te great en ons sien alles great en dan waai ons hier uit by die deur asof niks change nie. Ons is nie hier net om te ontvang nie. Ek sê dit vanmôre op hierdie verjaarsdag van ons. Kerk, ek en jy is nie hier om net te kom sit en net te kom ontvang en net te kom maak asof niks nie. Ons is hier om hier te kom staan, warm te word, prys die Here vir die aircons, warm te word en dan daar uit te stap en Kreeusdorp aan die brand te gaan steek, deur disippelskap. Soos jy dit lewe doen. Soos jy by die gym is. Okay, Erik, dis great, maar hoe doen ek dit? Hoe maak ek disippels? 2 dinge stryk jou huis toe. 1 is deur jou voorbeeld. Die Bybel skryf in Filippense 3 vers 17, wees my navolgers, broer. Let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het vandag nog mense na wie ek kyk wat vir my voorbeeld is. Ek het vandag nog mense na wie ek kyk. Elke keer ek kyk nou hoe jy loop, ek kyk nou hoe jy instap in die kerk. By the way, is van julle. Ek kyk wat jy doen, ek kyk hoe jy 'n vrou hanteer. Want ek leer by jou. Dan staan ek as 'n jong man, sonder dat ek weet, maak ek 'n note, en sê ek, hy sien sy vrou as hy instap by die deur. Next time I'm gonna do that. Ek sien hoe hanteer hy sy kinders ek sien hoe hanteer hy die konflik. Dan leer ek by mense. Deur jou voorbeeld. En ek en jy kan dit doen, soos ons deur die lewe gaan. Ek sê nie ons is perfek nie, ek sê nie ons gaan alles reg kry nie, maar soos jy deur die lewe gaan en soos jy nader na God toe groei, raak jou voorbeeld anderste en dan begin jy 'n disipel raak. En dan begin jy disippels maak deur mense te sê, luister, as jy my volg, beloof ek jou, because I follow Jesus. Ek volg die voorbeeld van Jesus. 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld, sê Paulus, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Die woord volg daar in Grieks is mimaatys, wat beteken mimiek, so ons woord mimiek vandaan kom, naboots. As jy 'n goeie disipelmaker wil wees, kerk, wees 'n goeie voorbeeld. Hoe is jou voorbeeld wanneer dit taai gaan by die werk? Hoe is jou voorbeeld wanneer jou kinders atletiek doen? Sport. Hoe is jou voorbeeld in die gym? Hoe is jou voorbeeld wanneer daai bussies wat net 12 mense kan vat, wat 24 inpak voor jou indraai? Hoe is jou voorbeeld wanneer die kelner verkeerde kos bring? Want iemand anders te kyk. Iemand anders is soos ek. Kyk. Jessie. Dit hoe hy uit die kar uitklim soms sy vrou. Nee, ek dink hier is 'n goeie voorbeeld vir my nie. Kom ek change iemand anders. Ek kyk hoe jy uit die kar uitklim soms die vrou. Ek gaan nie vir sê wie jy is nie. Daar's 2 of 3 van julle wat ek in dop hou. Want ek wil so graag soos julle wees. As ek eendag groot is, wens ek kan soos julle word. Ek leer by julle. Ek sê, hallo, ek sê Timoteus partykeer in my lewe. Ouers, kan ek gaan met julle praat? Ouers, is julle reg? Jou grootste calling op aarde is nie om jou kind 'n professionele rugbyspeler te maak nie. Jou grootste calling op aarde is nie om jou dogtertjie die beste ballerina klas te gee nie. Jou grootste calling op aarde is om jou kind 'n disipel van Jesus te maak. Ek sê dit nou vandag. Ek is een van daai, ek wil jou beste, grootste calling in die wêreld, in die lewe, is om jou kind 'n disipel van Jesus te maak. Maar ons hou ons kinders so besig met wêreldse goeders, dat ons nooit tyd vir hulle het vir die koninkryk goed nie. Ek hoor dit. Ja, Boeta, ons gaan nie kerk toe kom nie. Boeta speel rugby.
Nee, ons is te siek. Okay, maar hy was nie gister siek nie. Ja nee, gister het hy opgegooi, maar die span het hom nodig gehad. En vandag? Ja, ons is te siek vir kerk. Hoe regtig? Ouers, ons werk is disipelmakers. Hoor mooi, my werk is vir my kinders, my 3 kinders, my werk is om 'n disipel te maak vir my 3 kinders. Dis nie die kerk se werk nie. Die kerk help, en is wonderlik daar. En ons het 'n fantastiese span daar. En wat hulle beste gee om vir julle kinders te help daarmee, maar is nie my kind, dis nie daai vroutjies en die tannies se werk om my disipels maak, is my werk om my kinders disipels van Jesus te maak. Inteendeel, dit sal die beste wees as ek nog daar serve ook. Ek wens ek kan. Om daar te begin serve, om jong kinders daar al reg te help, want ek weet as ek daar 'n goeie voorbeeld wees, dan gaan ek al klaar hulle in die lewe verder help. Want as ouers, as ek en jy nie 'n goeie voorbeeld gaan wees nie, kan ek vir sê, wie gaan 'n goeie voorbeeld wees? YouTube. TikTok. Ek weet nie wie van julle kyk vir julle kinders se TikTok nie, maar dit is amper vir my net sowel 'n pornografiese site. Dis eintlik maar dit wat dit is. En dis die voorbeeld. Die voorbeeld is SpongeBob SquarePants. Ek weet nie of jy al vir SpongeBob SquarePants gesien het, jy al gesien as iemand hom sleg bedien, wat sê hy? You stupid idiot! Toe verstaan ek hoekom my kind op 'n stadium vir iemand eendag gesê het, you stupid idiot. Toe besef ek, jy kry 'n voorbeeld by SpongeBob SquarePants. So SpongeBob is by ons uit. Sy mag dit nie meer kyk in ons huis nie. Want niemand sê vir iemand anders die 'n stupid idiot nie. Werk nie in ons huis so nie. Maar my voorbeeld. Dis my voorbeeld. My kind moet sien hoe ek Alicia hanteer. My kind moet sien hoe ek tyd saam God spandeer. My kind moet sien hoe ek konflik hanteer. My kind moet sien hoe ek met my geld werk. My kind moet sien hoe ek vrygewig is. My grootste calling voor ek enigstens 'n pastoor is, my kind disipel van Jesus te maak. Ouers, ons kan dit doen deur jou voorbeeld. Die tweede ding is, ons kan dit doen deur jou woorde. Mooi hoor, woorde. Hoor wat sê Deuteronomium 3 vers 28. Gee vir Josua sy opdragte, praat hom moed in, en gee hom raad, want hy moet voor hierdie volk uit deur die Jordaan trek, en hy moet hulle die land wat jy sal sien in besit laat neem. Hoor mooi, gee vir Josef sy opdragte, praat hom moed in, gee hom raad. Het jy geweet dat jy 'n disipel kan maak deur jou voorbeeld, en nommer 2 deur jou woorde? Hier kom Jesus, hier kom God en hy sê, gebruik jou woorde om vir Josua te bemoedig. Gebruik jou woorde om vir hom raad te gee. Gebruik jou woorde om hom te motivate om iets te kan doen vir disipelskap. Jou woorde, kerk. Jou woorde kan disipel maak. Toe ons moes besluit, tweede diens, wat ook al gaan ons eerste diens, tweede diens, wat gaan ons doen, hoe gaan ons dit maak, het ek na iemand toe gegaan, na wie ek vertrou. Pastor Donovan, Imagine Church, daar aan die syde van Johannesburg. Een van my Paulusse. En gesê, pastoor, ons sukkel. En hy het my moed ingepraat. En hy het my raad gegee. Ons het saam oor gebid en ons het saam oor beplan en hy het sy intercessors saam met ons intercessors gebruik om saam te bid. Dis hoekom die tweede diens op hierdie stadium fantasties werk, because it's God, it's not me. Dit het gewerk, want ek moes gaan raad kry by 'n Paulus, en toe het hy my moed ingepraat, en hy bel my nou nog elke liewe Sondag. Hy het nie nodig nie, hy's 'n celebrity pastoor, man. Maar hy bel my elke Sondag, sê, ja Erik, maar broer, how the church go? Sê ek, yes pastoor, dit is wonderlik geweest. Dan sê hy, know it, we still praying for you brother, ons bid vir jou. Hy praat my moed in, hy gee my raad, hy sê, julle kerk kan dit doen, julle kerk gaan Chris Dop change, you can do it. Kerk is nie nodig om 'n disipel te gaan, om 'n disipel op 'n kursus te loop om disipels te maak nie. Dit is nie nodig om jou Bybel 4 keer deur te lees in 'n jaar, dis great, ek stel dit voor, om 'n disipel te maak nie. Ek en jy kan net daar waar ons is, lewe. Soos ek en jy lewe doen, kom ons maak disipels deur jou voorbeeld en deur jou woorde. Kom ek maak klaar. Hoor mooi. As jy nie disipel maak nie, hier is my vraag, kom ek vra hom. As jy nie disipels maak nie, is my vraag vanmôre, is jy werklik 'n disipel? Is jy werklik 'n disipel van Jesus? Want as Jesus jou lewe so verander het, hoekom wil jy stil bly? Hoekom wil jy met niemand oor chat nie? Ja, Erik, ek weet, maar my verhouding met die Here is personal. Ek weet, is personal, but it never supposed to be private. It's personal, maar dit moet nie private wees nie. En ek sê hierdie vanmôre met groot, ek sê hierdie vanmôre met groot genade, ongelooflike genade en dankbaarheid en humility in my hart. As ons na die volgende level toe wil gaan, kerk, kan ons nie Jesus vir onsself hou nie.
Want hoor mooi, ek sê hier met 'n groot genade. Ons kerk is reeds te groot om te klein te reageer. Ons kan nie meer klein reageer nie. Ons kan nie meer nie. Ons kan nie meer klein reageer nie. Ons kerk is te groot daarvoor. Ons werk is om disippels nou te maak. Ons werk is om nou Krugersdorp te change. Ons is geroep om disippels van Jesus te maak. Amen. Ek weet Jannika bid vir ons. Net waar jy is. Kan ek gaan jou oor te maak? Ek weet Jannika gaan nou vir ons bid. Ek het 'n gebed neergeskryf vanmôre hier op my tablet hierdie week. Ek sê Here, wil U nie ons as kerk stuur om getrou te wees om disippels van Jesus te maak nie. Help ons Here, stuur ons om nooit te klein te reageer nie en aanhou disippels te maak elke liewe dag. Net waar jy is, sit jy vanmôre hier, iemand jou genooi, is nog nooit in jou lewe hier gewees nie, en iemand nooi jou en jy sê Here, ek moet my hart vir Jesus gee. Dalk is jy nie 'n disipel van Jesus nie. By ons kerk is dit baie maklik. Ek gaan jou nie vorentoe roep, ek gaan dat jy opstaan nie. Al wat ek van jou vra is om jou hand in die lug te steek en sê Here, maak my 'n disipel van U. En die Here sê baie duidelik, as jy met jou mond getuig en met jou hart glo dat Jesus jou koning is, toef, dan kom haal hy jou uit die hel uit en hy kom sit jou terug in die hemel, in die lewe. En hy kom change jou hart net so. Soos dit jy vanmôre is, net waar jy is. En jy wil jou hart vir die Here gee. Niemand gaan sien nie, gaan jy nie vorentoe roep nie, don't stress. As dit jy is, 1, 2, 3, as jy jou hand in die lug wil gee, dankie. Dankie, 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 ek kan weer laat sak, dankie, 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 dankie.